Alright, prys die Here, is my 'n groot voorreg vanoggend om net die woord van die Here vir julle te kan bring. Want dit is my lewe, Jesus en siele. En elkeen van julle is kosbaar vir die Here. Ek kyk almal toe om die tafel staan en elkeen wat gesels om tyd stil, ander drink koffie. Dan dink ek by myself, hoe sien die Here ons vandag? En hoe kyk hy na ons? Want sy oë is op almal gerig. En glo my, die Heilige Gees teenwoordigheid is hy. En hy's hier. Hy sê in die woord, waar 2 of 3 in sy naam is, daar is hy. En ek glo in die woord. Ek glo in die waarheid. Want die woord is oor en oor nie net bewys nie. Die woord is lewe. Kom ons bid net gou saam. Vader, ek dank die Here. Hierdie mense is elkeen vandag is kosbaar en elkeen leef 'n lewe in u wil. Vader, elkeen het 'n pad gestap. En elkeen het deur hierdie pad wat hulle geloop het, so baie ervaar en beleef en Here, 'n Karoo-pad dalk 'n pad op ander plekke, ander tye, dalk in plaashuise, dalk in die dorp, daar was 'n tyd wat elkeen iewers heen 'n pad geloop het. En op daardie pad gebid het en gesê het, Here, as U net my omstandighede kan aanraak. Here, as U dalk net na my kinders kan kyk. Here, na my pa, na my ouers. Dalk gebid het en gesê het, Here, gee net vir my wysheid. Here, deur droogte tye is U dalk baie gebid. Uitgeroep, partykeer moedeloos geraak. Partykeer alle vermoëns ingesit en daar was net nie uitkomste nie. Na diere, vir diere gebid en gesê, Here, moet ons hierdeur gaan? En dan was daar kere wat hulle elkeen kon sien hoe U beantwoord het. Dis tog wat saak maak, Here. Dis tog net U wat saak maak, Here. En daarom, Here, kan ons nou by mekaar kom en by mekaar wees op hierdie Sondagoggend hier by Rooidam, in 'n sitkamer, waar elkeen kan uitroep en sê, Here, het U net 'n woord vir my vandag? Net 'n woord vir my vandag, want hierdie woord kan my dra, Here. Het U net vir 'n lering, het U net vir 'n wysheid vandag? Here, net 'n aanraking, miskien 'n aanraking waar ons dit nie vandag verwag het nie. Net 'n goddelike aanraking. Here, ek glo dit. En ek vertrou U daarvoor in Jesus naam. Amen, amen en amen. Prys die Here. Die Here God is groot, almagtig. Baie, baie dankie. Dankie sy naam. Here vir julle elkeen. Ek het soveel geloof net in God en God alleen, dat ek weet waar die woord uitgaan, raak hy jou aan. Want God se woord is nie woorde, soos wat ons baie keer woorde sien nie. God se woord, en ons moet dit altyd onthou, wanneer God se woord uitgaan, gebeur daar iets. Laat daar lewe wees. Laat daar lig wees. God gaan nie, en hy gaan soos ons in 'n werkswinkel in, met ons kennis en ons vermoë, en parte en wat ons ook al het, instel lig daar uit saam nie. 'n Bal, energie, krag nie. Hy spreek, en as hy spreek, dan gebeur dit. Dis die autoriteit van ons God. En ons majesteit het een woord wat hy oor jou spreek, en dit moet in vervulling kom. Maar is dit jou geloof? Glo ons die Bybel is vir 2000 jaar terug geskryf en afgerond, en na die woord Amen neergesit is, in die boek Openbaring op die einde, was dit vir daai tyd bedoel? Nee, ons leef in hierdie woord. Selfs nou as ons mooi gaan kyk, net na die boek Openbaring, en ons bestudeer dit, dan sien ons wat nou gebeur en wat nog gaan gebeur. Maar elke verhaal in die Bybel kan ons toepas in ons eie lewe. Want
Jy wil die stem van God hoor. As jy dit nie hoor, soos wat Samuel dit gehoor het, toe Samuel geslaap het, en hy hoor 'n stem wat sê, Samuel, en hy word wakker en hy hardloop, en hy gaan sê vir Eli, meester het my geroep. Hy sê, nee, ek het jou nie geroep nie, gaan lê en slaap weer. Waar het hy geslaap? In die huis van die Here. Waar praat die Here? In sy huis. Hoor julle? Waar praat God? In sy huis. Is hy in sy huis? 'n tweede keer hoor hy weer die stem wat vir hom sê, Samuel, hy spring weer op, en baie getrou en diensbare hardloop hy weer na Eli toe, en hy sê, meneer, het my geroep. Hy sê, nee man, ek het jou nie geroep nie, gaan slaap. En ek sien hierdie prentjie, ek sien hoe gebeur dit, en Samuel gaan klim weer in die bed en hy's moeg, en hy's diensbaar, so hy werk hard in die tempel, hy's 'n jong seun, 'n jong man, en hy gaan lê en slaap. En 'n derde keer, maar hierdie keer, het Eli vir hom gesê, as jy weer daai stem hoor, dis God, want hy praat in die tempel. Waar het die profete gaan hoor? In die tempel. Hulle het in die tempel gehoor. Waar word Samuel groot? In die tempel. En die derde keer, weer hoorbaar. En hy sê, my meester, praat met my. Want nooit het hy die stem van God geken nie. Nou hoor hy dit vir die eerste keer in sy lewe. As jy dit nie so hoorbaar hoor nie, gaan soos Moses in Exodus 33 en sê, my God, ek gee nie 'n tree voor ek u nie hier het, hier hoor, hier beleef nie. Want nou sê Paulus iets anders, hy praat in die tempel, en hoe lyk ons tempel? Die tempel is, toe die Fariseërs van hom vra, waar is die koninkryk van God? Sê Jesus, binne in jou. Dis Nuwe Testamenties. Die tempel is nie meer 'n gebou daar buite nie. Dis nou 'n kerk sonder mure. Die tempel is nou binne in jou. Waar staan dit in die Bybel? 1 Korintiërs 3 vers 16. En in 1 Korintiërs 6 vers 19. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, die tempel is binne in jou. Jy moet daai tempel skoon hou, sodat die Heilige Gees in jou kan bly. Jy moet gehoorsaam wees aan God. Waar praat hy? Binne in die tempel. Binne in jou. En dan, as jy suiwer is vir God, kom dit baie keer, en jy stap met besluite wat jy moet neem, en jy ervaar, hy sê vir jou ja, of hy sê vir jou nee, en jy weet, dis my meester, want dis my verhouding met God. Ons het nie net Sondag meer 'n tempel waarheen ons gaan nie, maar elke oomblik van ons lewe. Wat moet in die tempel gebeur? Jesus gaan in die tempel en hy gee leringe. So Heilige Gees leer my. Hy sê in 1 Johannes 2 vers 27, ek sal julle leer, nie deur boeke kennis nie, nie hoe mense julle leer nie, maar 1 Johannes 27, deur my Gees. Ons moet ons laat leer deur die Gees van God, en laat lei deur die Gees van God. Dis die belangrikste in ons lewe, is die teenwoordigheid van God in ons lewe. Met ander woorde, as die Heilige Gees in jou is, dan moet jy begin praat soos Jesus. Want jy getuig van Jesus. As iemand moedeloos is, moet jy daai persoon kan bemoedig. Want hoekom? Die Gees van God in jou, gee jou moed, so gee vir ander moed. Bedien jy uit die tempel uit. Ander. Dis nie net meer 'n pastoor of 'n predikant of 'n dominee of 'n leraar nie, maar jy's 'n disipel. Jy het die tempel in jou. So wat gebeur nog in die tempel in jou? Gee leringe. Hoe meer as God dien, gebeur hierdie tipe dinge. Luister gou na my getuienis, en jy vertel van 'n getuienis uit die tempel van God uit. Dis wat God vir ons gee. Ons het dit elkeen. Dis die evangelie wat Paulus, Petrus, Jakobus en Johannes gaan verkondig het. Paulus kom by 'n klomp mense en hy sê, Apollos het julle gedoop met water, maar het julle al die Heilige Gees ontvang? Hulle sê, nee, vertel ons van die Heilige Gees. En hy vertel hulle van die Heilige Gees. Wow, goddelik, fantasties. Paulus onthou, toe hy van sy perd afgeval het, en hy was blind, en hy was afgesonder vir 3 dae, en hy was verlore. Hy onthou, die eerste ding wat Ananias hom vertel het, is van Jesus. Leef Jesus sodat mense
Jesus in jou kan sien. Dis die evangelie. Maar dis waar redding lê. Wat moet nog in die tempel in jou gebeur? Jesus gaan en hy voed almal en hy sê vir hulle, is julle honger? En hy vat hierdie visies en die broodjies en hy vermeerder dit. So in die tempel, in jou lewe, het hy 'n belofte gemaak en dit staan weer in Johannes 12 vanaf vers 14 tot 16. In my naam sal julle meer wonderwerke doen as ek, sê Jesus. Dis 'n belofte. Maar ons lewe soos die wonderwerke is 2000 jaar terug, nie nou nie. Elke dag gebeur 'n wonderwerk in jou lewe. Maar getuig daarvan en vra Vader vir meer. En wat moet nog in die tempel gebeur? Genesing. Want Jesus bid dan vir die siekes en hy gee vir ons die belofte van Johannes 12. Dit maak my opgewonde. Dit laat my besef, ons het dit. Maar as jy dit nie lewe nie en nie glo nie, wat het jy dan? Waarvoor leef ons dan? Leef ons vir onsself? Leef ons 'n lewe om te boer? Leef ons 'n lewe om te suffer en swaar te kry en pyne te sit? En dan as ons doodgaan, is ons nou maar dood. Daar's 'n testament dalk wat uitgelees word. Dis nie die lewe nie. Die lewe is 'n ewigheid. Die lewe is die pad wat ek nou stap, is die voorportaal hemel toe. Joy, oorwinning, Jesus in my lewe. Nou kom ons by 'n baie mooi verhaal in Lukas. Lukas was 'n dokter. Dis hoekom ek altyd mal is om te getuig van Lukas se wonderwerke, want hierdie dokter het daar gestaan. Nou staan ek hier in die skare en ons kyk hierdie dokter Lukas en hy skryf. Wat het ons alweer vandag belewe? Hy's opgewonde terwyl hy dit skryf en hy sê in Lukas 8 iets. Hy sê ons het ons gaan stap. Nou vertel Lukas die dokter dit vir ons, 'n dokter van alle mense. En glo my, die dokters in daai tyd het ook medikasie gehad, ook operasies gedoen, net soos dokters vandag, net nie met die tegnologie van vandag nie, maar Lukas het ook sy tassie gehad, gaan doen sy studie, en dis hoe hy in Rome kon mense wat in brandwonde gelei kon help uit sy mediese ondervinding uit. Hy stap en hy kyk hierdie storie so, hy sê, dit wat hier vandag gebeur. Daai vrou was dalk by Lukas op 'n stadium wat in bloedvloeiing gelei het. 12 jaar siek. Die woord sê, sy het haar besittings verkoop. Ek sal maar hierdie stoel vir my moet verkoop. Ek moet alweer 'n bank verkoop, my tafel, die goed wat vir my baie beteken, want ek het geld nodig om by 'n dokter weer uit te kom. Dalk het sy by Lukas uitgekom, en vir die interessantheid, die Romeine het in daardie tyd die mediese besolding, met ander vergoeding, vasgestel. Daar was 'n vaste tarief. As jy nie geld gehad het nie, kon jy ook nie dokter toe gaan nie. So sy moes, die woord sê, al haar vermoëns het sy verkoos, haar goed wat sy gehad het, om geld te kry, om by 'n dokter uit te kom. En Lukas sê, en hy skryf, en hy gaan nie aan, hy sê, maar vandag het 'n snaakse ding gebeur. En nou kyk eens bietjie verder, hierdie vrou wat die Bybel nie van praat nie, het dalk daai oggend opgestaan. En sy het gesê, ek mag nie tussen mense kom nie, sê die landswet. Moses se wet sê, as 'n vrou in bloedvloeiing ly, mag sy nie tussen mense kom nie. So ek is heeltyd afgesonder, weg van almal af. Ek lewe in verdriet vir 12 jaar, daar kom nie genesing nie, die dokters genees my nie, mense sê daar is nie hoop vir my nie, ek word beskou as onrein, ek is verlore in die oë van mense. En Lukas skryf, maar hy was nie in haar huis vanoggend toe sy opstaan nie. Sy het dalk haar bed mooi opgemaak, alles voorberei, in ons terme, gou teetjie en 'n koffietjie gemaak dalk, opgewonde, die dag moet breek. Ek het gehoor van Jesus, ek het gehoor van die Messias, ek het gesien hoe hy mense aanraak en gesond maak, ek het gesien, 'n blinde het hy gesond gemaak, 'n malaatse, ek is ook siek, ek gaan nie hier wag nie, hy gaan nie by my huis uitkom nie, ek gaan by hom uitkom. Hy gaan nie na my huis toe kom nie, ek gaan na hom toe gaan. En dis haar besluit, en dis haar keuse. En toe sy sien die dag breek en alles is reg, en dis miskien tyd nou,
ek het gehoor, hy gaan daar by Jerigo verbyloop, by die poorte, so ek gaan so lank, en sy gaan, en terwyl sy loop, sien sy, daar is die skare, en sy besef, ek kan ook nie voor hom verbygaan nie, want dan word ek veroordeel, ek mag nie daar wees nie. So ek gaan nie van agteraf gaan. En dan sê die woord was 'n groot skare. 'n Skare wat loop en hulle stamp in mekaar en hulle loop, hulle is op pad. Hierdie skare is die meeste net nuuskierig oor wat die Messias gaan doen. Maar hierdie vrou is nie nuuskierig nie. Sy het verlossing, genesing, uitkomste nodig. Luister wat wil die Here vir jou sê. En sy gaan agter hierdie skare deur. Dalk val, dalk kruip, maar vorentoe sal ek gaan. Ek kan nie agterbly nie. Ek moet voor by hom uitkom. So sy beer vorentoe. Sy moet vinniger loop met tye. Sy kan nie nog vra ekskuus gee vir 'n plek nie, want niemand wil nie. Sy moet self vorentoe gaan en sy beer en sy gaan en sy kom later daar vooruit en toe sy vooruitkom, het sy aan baie mense om haar geraak. En onthou, sy mag nie aan mense raak nie, want sy word beskou as onrein, maar sy sal daar uitkom. Ek gee nie om wat mense vandag sê nie, ek kom by Jesus uit. En sy beweeg vorentoe, en sy kom by Jesus uit. En al wat sy doen is, sy sak af en gryp hom in sy soem. Ja, geloof. Net aan sy soem, net aan sy kleed, heilig, heilig, heilig. En Jesus loop staan stil, en toe hy staan, stamp die skare in mekaar, en hy staan stil, en Lukas skryf, die hand en hy skryf, hy sê, Jesus vra, wie het aan my geraak? Almal het aan nie geraak wat by jy stap, Here. Wat bedoel hy? Almal het in die geraak. Niemand het in geloof in hom gaan raak nie. Niemand het gegaan en gesê ek het nie so nodig nie. Niemand wat daar in hom geraak het 'n opregte hart gehad om te sê heilig, heilig, heilig nie. Maar een vrou, sy het 'n behoefte gehad. Ek moet aan U raak. Net as ek in die soem raak, dit is so heilig, sal ek genees. En sy raak aan sy soem, en sy krag gaan uit in haar in. Salwing. Sy genees dadelik. Ek wil afsluit. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Ons hoor van Jesus baie. Jy kry soveel WhatsApps in die dag en boodskappe en preke en jy het hierdie preek al gehoor. Maar het jy so 'n behoefte aan God dat jy sê ek gee nie om wat predikinge sê, wat mense sê, ek gee nie om wie my veroordeel nie, ek gee nie om wat mediese sê, ek gee nie om wat feite sê, ek gee nie om wat vrees veroorsaak. Ek gee niks om van hierdie dinge wat deur die wêreld vasgelê is nie. Ek wil in sy soem raak, want hy is heilig. En ek sal genees as ek in hom geraak het. Ek het te veel verkwis in die lewe, omdat ek op die lewe staat gemaak het. Omdat ek staat gemaak het op dit wat in die lewe gebeur. Dit het my tot vandag toe nie gered en gehelp nie. Net God, want hy is heilig. Ek is klaar met sonde, ek sal deurbreek deur hierdie skare, deur hierdie situasies. Geen nie om wie my veroordeel nie, oor ek nie daar mag wees nie. Ek sal, want ek wil by my God uitkom. Nie wat mense sê nie. Ek wil by my God uitkom. En ek weet, as ek aan hom raak, gaan hy weet as ek. Want sy krag gaan my vandag genees. Amen. Is dit jou geloof? Sal jy dit van hierdie dag in 'n passie kan uitleef? Sal jy van hierdie dag af
Wanneer jy by 'n skare kom, in hierdie skare is partykeer ondermynend, skinder, ondermyn, kwaad, tweespalk, glo nie, rarig nie. Sal jy deur dit breek, om by die waarheid uit te kom, by Jesus. Want by Jesus lê nie net verlossing vir ons siel nie, maar verlossing vir ons lewe, vir ons menswees. Want God het jou nie gemaak, dat jy moet suffer nie. Hy het jou sy ewebeeld gemaak, dat jy moet heers en gelukkig moet wees. En jy kan dit net doen, as die Gees van God in jou is, en Jesus, jou visie, jou lewe, totale aanraking is. Ons wag dat Jesus na ons toe moet kom. Hy gaan nie. Ons moet na hom toe gaan. Die blindes het gesorg dat hulle by hom uitkom. Die malaatses het gesorg dat hulle by hom uitkom. Maar as jy nie kan by hom uitkom nie, soos die man by die bad van Bethesda wat nie kan by hom uitkom nie, dan kom hy by jou uit. As daar nie meer hulp is nie, hy sal die hulp gee, want dis die Messias. Dis Jesus. En ek wil vandag vir elkeen moed gee. Ek wil vir jou sê, jy sit nie verniet hier nie. Jy het nie gekom oor ek vandag jy moet bedien nie. Jy's hier, omdat Jesus jou gaan aanraak. Nou, ekskuus. Ek wil bid vir julle graag. Vir 'n goddelike aanraking. Nie wat nog moet kom nie, wat nou gebeur. Jesus. En as jy saam met my glo, as jy het beleef, ekskuus Bongie, ek het nie my salfolie hier by my nie. Ek sal dit waardeer. Daarom vertrou ek Vader God vandag vir 'n aanraking vir elkeen. En moenie dink hierdie is 'n preek en 'n mooi preek nie, is nie. Dit is nie. Dis die woorde van God. Want dis die woord van God. 'n Preek gaan vir jou nêrens bring nie. Jesus is al wat vandag jou iewers in die lewe gaan bring, want hy het 'n plan vir jou. Die Messias het 'n plan vir jou. Die wêreld wil sy naam buite verander en sê hy bestaan nie, moenie in hom glo nie. Die wêreld wil daar buite kan soveel ordes en die kerk opbreek dat dit lyk soos politieke partye. Vergeet van al hierdie goed, gaan terug Bybel toe. Gaan na die waarheid toe, gaan na Jesus toe. Jy weet, ons is so geneig om te sê, ek behoort in hierdie kerk, ek in daai kerk. Jou kerk gaan nie met sy konstitusie die hemel toe vat nie. Gaan Bybel toe, gaan na Jesus toe. Gaan soek hom, breek deur die skare, breek en kom in die waarheid in. Leef Jesus uit. Dit wat ons hier predik, moet ons buite lewe. Ons moet dieselfde mens daar buite wees. Daar moet nie 'n verskil wees nie, want anders is dit vals. Ons moet opreg wees. Jesus in alles. Die tyd het uitgeloop, die koms van die Messias is naby. Dankie Bongie, prys die Here, prys die Here. Bongie, ek wil hê jy moet so mee kom staan, prys die Here, halleluja. Ek wil eers te vra, en hierdie is olie wat uit Israel uitkom, prys die Here. Nie dat het gaan oor Israel nie, maar oor Jesus. Ek glo in genesing nou. Nou, ek glo in genesing nou. Want die Messias raak jou aan. Jy het vandag alles gereël, wat jy nie besef het nie. Jy het die skare bymekaar gekry. Waar 2 of 3 in sy naam is. Die Here is met jou. Jakobus 5 sê iets, en luister nou baie mooi, wat sê Jakobus 5? Dalk dink Bongie vandag, kom ons kyk of dit werk. Dalk sê Bongie, baie het al van my gebid, dalk voel sy in haar hart, ja Here, okay, maar as sy dalk hiervan af stap, sê sy vir haarself weer, ek het pyn, ek voel nie goed nie, voel nie reg nie. Maar wat sê Jakobus 5? As ons glo. Sy hoef nie te glo nie. Jakobus 5 sê, as jy bid en glo, sal hulle dit nie glo nie. Word nie net vergewe nie, maar genees. Bring die ouderlinge by mekaar. Ek glo dit.
Weet kom as ek vir haar so lief? Oor Jesus al so lief het. Oor ek die liefde van Jesus voel. En Jesus het julle lief, André. Glo ek vandag, nie oor ek vir jou bid nie, oor God jou onderraak. Genees jy. En ek sal bly glo. Ek sal bly glo. In die naam van Jesus. Ek sal bly glo. 'n eenvoudige gebed vandag. God genees. Kom ek, Here, in my eenvoud, en ek sal verbongie. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek glo dat sy genees. Maar ek sal vir jou hande vir een rede, dat jy vir ander kan bid. Dat jy vir ander kan bid, my genesing geskied nou. Die onmoontlike word nou moontlik. En ek spreek oor jou lewe, Spreuke 18:21, dat jy 'n lang, geseënde, gesonde, voorspoedige, goddelike lewe sal hê. Voel jy warm word dit, Bongie? Voel jy? Dit word warm, want dit is die salwing van God. Toe ek jou vat, was jy koud, was ek koud, en dis God. Want uit die tempel uit, ons is die tempel, rig ons lewe op haar. Jesus Christus, volkome genesing. Amen, amen en amen. Prys die Here. En nou wil ek 'n drukkie hê, 'n Jesus drukkie. Prys ons Here. Enjoy, lig jou hande 'n bietjie. Prys die Here vir genesing. Halleluja! Die Here is groot. Die Here is groot. Is daar iemand vir wie ek nog kan bid? Vir Tannie. Tannie kan nie daar sit. Tannie kan nie daar sit. André? In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Bid ek vir jou, ek vir volkome genesing nou. Nee, nie net volkome nie. Goddelike, wonderlike genesing. Beter as wat 'n gehoorstuk op jou ore kan wees. Genees jy nou in Jesus naam. Voorspoed en guns en geloof. God met jou. Wie glo saam met my? Kan ek net gehoor? Prys die Here. Ek glo dit. Dankie Vader. Dankie Here. U word verheerlik in Jesus naam. Jesus naam. In Jesus naam. Ek lê vir jou ook vandag die salwing van God op jou hande om vir siekes te bid, om vir mense te bid, om jou hande op mense te sit en uit te steek, en God sal jou kragtig gebruik in sy salwing, en hy sal verheerlik word. Jahwe, ons almagtige God. Amen. Prys die Here. Prys die Here vir hierdie boeta. Prys die Here vir hierdie boeta. Tannie, in die naam van Jesus Christus, vir elke pyn en elke kwaal. Here, ek dank U. Wie glo nog saam met my weer? In Jesus naam genesing wat nou geskied. Genesing om U naam groot te maak en U te verheerlik. Word gesond, elke pyn wyk, elke ongemak wyk, en getuig van God se grootheid. Getuig van God se grootheid. Amen. Dankie Here. Dankie Jesus. Vader, ek dank U Here God, dat U haar nog 'n spaar vir haar lewe gee, guns gee, genade gee. Enjoy, maar gesondheid. Dankie Here. Ek glo so in God, ek glo nie in Bongie, 'n mens word beter met die tyd nie. Die blinde het dadelik gesien, die dowe het dadelik gehoor, André. Ek glo in nou, God raak nou aan, amen. Want ons as mens raak oor 'n tydperk aan, maar God nou, want dis die God wat is dien. Halleluja. Jy moet moed hou my boeta. Staan sterk in die Here God. Vader, ek bid vir my broer. Ek bid U seën oor hom af in die guns en die liefde. Ek bid vandag sy uitroepe dat U hom sal beantwoord. Sy hartsbegeerte. En dat hy nie net hoef sterk te wees nie, maar weet, voor U mag hy ook huil. Mag hy ook uitroep. En dat U hom beantwoord.
dat U hom seën. Dat U, Here, kragtig met hom sal gaan. Dankie, Here. Amen. Prys die Here. Halleluja, Vader. Vader, doen ek met Jesus liefde vir jou. Kom staan gou by haar. Staan by haar. Hou haar vas. Hou haar vas. Vader, ek dank U nou vir 'n aanraking. Net 'n goddelike aanraking. Net 'n goddelike aanraking. Net soos wat U dit alleen kan doen. Dankie, Here. Halleluja. Ek eer die Here God. Vir meer is genesing. Dankie, Here. Amen. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Vader. Amen. Jesus. Die Here God. Die Here God. Raak jou aan. Die Here God. Vader, dankie dat ek net vir die oom kan bid, Here. Vir 'n man met integriteit, 'n man, Vader, wat U verheerlik en U vereer. 'n man wat 'n pad kan stap, seën hom, bewaar en beskerm hom, raak hom kragtig aan. Vader, verhoor hom ook en gee vir hom daardie joy wat net U kan gee. Gee vir hom drome. Praat met hom. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Dat U die pyne ook wegneem en hom versterk. As hy in die oggende opstaan, dat hy kan voel, Here, ek sien steeds uit na die lewe soos 'n jong man. Vader, dankie in Jesus naam. Amen. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Prys ons God. Wat is jou naam? Ja, prys die Here. Gaan lees die boek Samuel stadig. Mag die Gees van God jou lei. Mag hy jou versterk. Mag hy jou seën. Kyk op in die lewe, nie af nie. Kyk op. Want jy is dit waardig. Die Here God met jou. Jy dink baie keer jy is die minste. God sê nee. God sê nee, hy het jou spesiaal gemaak. En jy is kosbaar. Die seën van ons Here God met jou. Sy krag en sy autoriteit. Voorspoed en guns met jou in wysheid. Deure sal oopgaan waar jy dit nie verwag het nie. En die Here God sal jou vooruit gaan. En jy sal vol joy wees. Jy sal lag uit jou maag uit en wonder waar kom dit vandaan. Tye wat jy stil was, sal jy weer begin jubel net. Jy sal begin jubel. En jy is meer kosbaar as wat jy besef. Die Here God met jou. Amen. Halleluja. En ek wil jou telefoonnommer hê, ek wil met jou kontak hou. Die Here met jou. Amen. Prys ons Here. Prys ons Here. Vader, ek bid sommer net vir elkeen nou hier. Die salwing en die seën oor elkeen in die guns, in die liefde en die vrede. Genesing vir hulle daar op die livestream op YouTube. Genesing vir hulle ook, vir vrede vir hulle ook, guns vir hulle ook. Dankie dat U hulle seën, behoed en bewaar en beskerm. Dat U elkeen nou aanraak wat sê, Here, raak my ook net vandag aan. Dat U elkeen se gebed verhoor, Vader, en dat elkeen sal kan sê, God het my genees. Jahwe het my genees in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Dankie Here. Dankie Vader. Amen, amen en amen. Ek wil net ook op YouTube vinnig net
'n boodskap gee en sê, mense, ons beweeg hier vanaf na Beaufort West toe. Van daar af George toe, as jy in George area is, maak reeds met my kontak, want ons gaan kerk plant. En as jou pad met my kruis, gaan ek jou nie alleen laat nie, want dit gaan oor Jesus. As jou pad kruis, praat ek net Jesus met jou. Daarom, praat reeds met ons en maak kontak met ons by 0799655026. Ek herhaal die nommer 0799655026 tot eer van God. En gaan ook na die 1 minuut met Jesus website toe en gaan maak doodseker. Daarop kry jy ook ons nommer en die bevestiging. Kyk onderaan sal jy my telefoonnommer weer sien en die website. Alles tot eer van God. Seën en vrede en 'n seën vandag vir Rooidam en elkeen wat hier tot eer van God, tot die grootheid van ons Majesteit en Skepper. Dat elkeen geseën sal wees, Here. Vader, dankie dat U ons elkeen aangeraak het met 'n woord en met waarheid. Amen, amen en amen.